Geliefdes, ons is besig met Openbaring. Ons gaan vandag kyk na die brief aan die gemeente in Laodicea. En dis eintlik 'n bietjie van 'n swaarmoedige brief. Julle gaan sien as ons dit behandel, maar een wat eindig met 'n baie opwindende belofte. Ek gaan eers so 'n gedeelte 'n bietjie praat en dan sal ons later die skriflesing doen. Maar kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons weer vandag hier by mekaar kan wees. As ons so lees van die gemeentes in Openbaring en die verdrukking waaronder hulle geleef het, dan weet ons dit is nie vanselfsprekend dat ons hier kan wees nie. Ons weet dat daar dele in die wêreld is waar Christene nog steeds in die geheim by mekaar moet kom, waar hulle nie verwelkom word in die gemeenskap nie. En Here, as ons vandag hier by mekaar is, dan wil ons bid dat ons dit ook met die nodige dankbaarheid en met erkenning aan U dit sal doen. Dankie dat ons dit in vrede kan doen. Dankie dat ons nie nodig het om bang te wees, om by mekaar te kom as die kinders en om ook ons geloof uit te leef na buite nie. En Here, ons gebed is dat U in hierdie erediens en spesifiek ook waar ons met U woord besig sal wees, baie duidelik met ons sal praat. Ons bid dit in U naam. Amen. So ek sê, ek gaan die skriflesing so 'n bietjie later doen. Ek wil eers so 'n bietjie net 'n inleiding gee. Nou geliefdes, Openbaring bly vir my persoonlik een van die wonderlikste boeke in die Bybel. Ek vind dit ongelukkig dat daar nog steeds maar mense is wat as hulle met Openbaring besig is, die heeltyd met die gedeeltes besig is wat gaan oor God se oordeel, die verdoemende gedeeltes, en asof hulle dink dit is eintlik al waaroor Openbaring gaan. Maar hopelik het julle wat nou al daarom so 'n paar weke saam met my besig is om deur Openbaring te werk, dit al raak gesien dat dit lank nie die volle boodskap oor die boek Openbaring is nie. Openbaring is ten diepste 'n boek van vertroosting, soos ons vandag weer op 'n baie verrassende manier, dink ek, kan sien. Die hooftema van Openbaring het julle ook daar op die bord voor julle, aan die kerk in verdrukking word oorwinning beloof. Dit is die oorkoepelende tema van die hele boek Openbaring. Iets anders, ek wil dit net so 'n bietjie herhaal, dat ons net ons gedagtes kan vasknoop aan die dinge. Ons het gesê dat die boek Openbaring in 'n spesifieke styl geskryf is, wat bekend staan as die apokaliptiek. En die apokaliptiek het ons so 2 weke terug gesê, is eintlik maar net 'n groot woord wat beteken om die sluier te lig van iets wat verborge is. Nou, ongelukkig is dit ook maar so dat baie mense dink dat Openbaring in die eerste plek geskryf is om die sluier te lig op allerlei dinge wat in die toekoms gaan gebeur. Peste en oorloë en al sulke tipe goeders. Maar Johannes het heeltemal 'n ander tipe doel in gedagte as hy in die styl van die apokaliptiek hierdie boek van Openbaring skryf. Oor die algemeen is dit maar so, en ek dink julle sal saamstem, dat meeste mense vandag eintlik redelik negatief is. Ons kla maklik en ons kla aanhoudend oor alles wat verkeerd is. Ons kla oor swak paaie, en ons kla oor misdaad, en ons kla oor swak diens, en ons kla oor korrupsie, en ons kla oor inflasie, en ons kla oor Eskom, en nog baie meer. Oor die algemeen, as jy 'n groepie mense bymekaar kry, dan sit nie lank nie, dan begin iemand kla, en dan begin die ander mense ook saam kla, en dan praat ons oor al hierdie dinge wat verkeerd is. Nou, ek glo ons het seker goeie reg om te kla. Ek dink daar is 'n klomp dinge wat verkeerd is, en ons het die reg om daaroor ongelukkig te voel. Maar wat Openbaring wil doen,
is om vir ons te help om op 'n ander manier te kyk na die lewe, na die wêreld rondom ons. Johannes wil, dink ek, as dit ware die gelowiges se verbeelding op 'n manier stimuleer dat hulle verby die voor die hand liggende dinge kan kyk en dat hulle bietjie agter hierdie dinge iets kan raak sien wat aan die gang is. Dat hulle agter die skerms kan kyk om te sien wat daar aan die gang is. Kom ek verduidelik dit op hierdie manier. Kom ons verbeel ons dat ons daaglikse lewens wat ons leef, waar dit ook al is, besig is om op die verhoog van 'n teater af te speel. So hier is 'n teater en hier is ons lewe besig om af te speel. En as ons in die gehoor sou sit, soos julle nou daar sit en na vorentoe kyk, as julle in die gehoor sit, dan kyk julle na hierdie verhoog en julle sien die dinge wat besig is om op daardie verhoog af te speel. Daai dinge wat voor ons oë besig is om te gebeur. En ons sien die goeie dinge en ons sien die slegte dinge wat op hierdie verhoog besig is om af te speel. Maar agter die kantgordyne, hier aan die kant van die verhoog, is daar sulke kantgordyne. En agter daai kantgordyne is daar 'n klomp dinge aan die gang wat ons as die gehoor glad nie van bewus is nie. Ons weet nie wat daar besig is om te gebeur nie. En Johannes trek in Openbaring hierdie kantgordyne so 'n bietjie op sy, sodat ons kan sien wat daar agter die gordyne aan die gang is. Dit is eintlik die sluier wat Johannes besig is om te verwyder, dat ons kan sien wat hier agter die verhoog, agter die skerms aan die gebeur is. Openbaring, en ek wil julle moet dit baie mooi hoor, Openbaring het regtig niks met allerlei toekomsvoorspellings te doen nie. Dis nie daarom ons te vertel van die oorloë wat gaan kom en die siektes wat gaan kom en al sulke dinge nie. Johannes wil vir ons in Openbaring iets van 'n blik gee op God se wêreld agter die kantgordyne en wat daar aan die gang is. Volgende week as die Here wil, gaan ons dit nog baie beter kan beleef as ons kom by Openbaring hoofstuk 4. Maar geliefdes, ek dink in ons eie lewens staar ons so blind teen die negatiewe dinge wat hier op aarde afspeel, terwyl Openbaring ons laat besef dat daar in werklikheid 'n baie groter oorlog aan die gang is as die dinge wat hier op aarde gebeur. Dis nie 'n oorlog tussen twee groot moondhede wat aan die gang is nie. Dis 'n oorlog tussen Jesus Christus en Satan. Dit is eintlik die groot geveg wat besig is om plaas te vind. Met ander woorde, terwyl ons nog kla oor 'n klomp dinge, terwyl ons nog kla oor die misdaad en oor die swak paaie en oor Eskom en al daai dinge wat vir ons soveel pyne gee in die lewe, is Johannes besig om vir ons te sê dat daar 'n baie groter en 'n baie belangriker stryd aan die gang is. En dat dit die rede is, hierdie stryd wat hier agter die skerms aan die gang is, dat dit die rede is waarom dinge op aarde nie is soos wat dit eintlik veronderstel is om te wees nie. Maar Johannes wil ook vir ons kom sê dat hierdie stryd tussen Jesus Christus en Satan se uitslag nooit ooit in gedrang sal kom nie. Die uitslag is bepaal, ons gaan bietjie meer daarna kyk soos wat ons aangaan, maar die uitslag is bepaal. Ons weet wie is die eintlike oorwinnaar. Kom ek probeer dit ook weer met 'n beeld verduidelik. Dis iets soos om na 'n heruitsending van 'n rugbywedstryd te kyk. As jy gekyk het na 'n rugbywedstryd en jy besluit maar dit was so 'n lekker wedstryd gewees, ek wil dit weer 'n keer kyk, dan sit jy jou televisie aan, jy sit jou speler aan en jy gaan sit en jy kyk weer na daardie
rugbywedstryd. Al die spanning is nog steeds daar, wat daar in die oorspronklike wedstryd was. Die ander span, as jou span nou gewen het, die ander span gaan nog steeds drie druk, die ander span gaan nog steeds hier en daar 'n strafskop oor die doelpale jaag. Een van jou spelers gaan dalk nog steeds 'n rooi kaart kry en afgestuur word van die veld af. Maar in jou gedagtes weet jy, my span gaan wen. Die uitslag is bepaal. Jy hoef nooit daaroor te twyfel nie. Jy kan die spanning beleef, jy kan dit weer geniet om na die dinge te kyk. Jy kan nog steeds skree as jou span punte aanteken. Maar in jou kop weet jy, my span gaan wen. En dit is eintlik waaroor Openbaring gaan. Die oorlog is aan die gang. Hier langs die kant van die verhoog is die oorlog aan die gang. Maar die uitslag is reeds bepaal. En dit is verskriklik belangrik dat ons dit sal onthou. Ons het ons nou al etlike kere gesien, kom weer terug na die hooftema van Openbaring. Aan die kerk in verdrukking word oorwinning beloof. Maar terwyl Openbaring weet, as ons Openbaring lees, dat ons dit lees met die wete wat die uitslag is vooraf, wil Openbaring ook tog vir ons help om in ons daaglikse lewens die regte keuses te maak. As mens die 7 briewe hier in Openbaring 2 en 3 bestudeer, dan word dit gou duidelik dat nie alle Christene ewig getrou gebly het aan die Here nie. Sommige van die Christene het byvoorbeeld voor die versoeking geswig om aan allerlei goddelose praktyke deel te neem. Onder andere die verering van die Romeinse keiser en hulle het partytjies bygewoon van verskillende handelaarsgildes waar afgode vereer is, waar etes gehou is wat met vleis wat aan afgode geoffer is en so aan. Kom ek verduidelik dit net so vinnig aan die hand van Johannes se brief aan Thyatira, voordat ons nou by Laodicea uitkom. Kom ons kyk net so vinnig na die brief aan Thyatira. Ons lees in Openbaring 2 vers 20, maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor, en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffersvleis te eet. Nou waaroor gaan dit hier? Thyatira was 'n belangrike nywerheidssentrum met onder andere tekstielwerkers, leerloeiers en pottebakkers wat daar gewerk en gewoon het. En elkeen van hierdie professies het 'n gilde gehad wat die belange van daardie betrokke ambag moes beskerm het. Mense sou dit miskien vandag kon vergelyk met iets soos 'n mediese vereniging, wat die wet bepaal, alle dokters, alle tandartse, alle fisioterapeute, alle ander beroepe, paramediese beroepe, almal van hulle moet aan hierdie mediese vereniging behoort, en daai mediese vereniging sorg dat die werk reg gedoen word, en hulle sorg ook dat die belange van hulle lede beskerm word. Nou daar in Thyatira, soos ek genoem het, was daar 'n klomp ambagte wat daar beoefen is, en elkeen van hierdie ambagte het hulle eie gilde gehad. Maar elkeen van hierdie gildes het weer hulle eie godheid gehad waartoe hulle gebid het. En daar's gereeld uitspattige feeste gehou ter ere van hierdie afgode, en dan is dit verwag dat almal wat aan die gilde behoort het, daai feeste moes bywoon, en daai feeste het uiteindelik ook maar op 'n klomp immoraliteit uitgeloop, as die ouens nou te veel gedrink het. Ek dink iets van die verloop van hierdie tipe feeste het ons tog destyds verlede jaar toe ons met die opening van die Olimpiese spele, julle sal onthou daai goed wat daar uitgebeeld is. Iets daarvan is hoe daai feeste geloop het. Dis die Bybel praat van brassery en aan ander woorde hulle ooreet aan 'n klomp goed en te veel gedrink en dan al die immoraliteit wat daarmee gepaard gegaan het. En nou vir die Christene word hierdie nou 'n dilemma. Weier hulle om aan die gilde te behoort, dan mag hulle nie hulle ambag beoefen nie. Maar as hulle wel aan die gilde behoort,
dan word daar druk op hulle geplaas om daai feeste by te woon. En dan moet hulle meedoen aan al hierdie goddelose praktyke wat daar beoefen word. En nou sit hulle met hierdie probleem. Wat moet hulle maak? Moet hulle voortgaan met hulle ambag of moet hulle liewers ophou met hulle werk? 'n baie moeilike besluit wat hulle moes neem. En nie alle Christene, lyk dit vir ons, het kans gesien om die regte keuse te maak nie. En dit is wat bedoel word hier in vers 20, hoofstuk 2 vers 20, as daar gepraat word dat God se dienaars verlei word om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffersvleis te eet. Wat Openbaring dus ook vir ons wil help mee, is om in ons lewens die regte keuses uit te oefen. Om binne alle omstandighede te kies om die Here te dien. Broer en suster, ek het nogal hierdie week gewonder, wat sou Johannes doen as hy vandag 'n brief aan ons gemeente moes rig? Die brief sou waarskynlik begin met die woorde: skrywe aan die leraar van die gemeente van Paul Pietersburg. So sê die eerste en die laaste wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle. Ek het ons verlede week gesê dat die briewe almal so min of meer in dieselfde struktuur geskryf is, en dan sou Johannes waarskynlik voortgegaan het om te praat oor die goeie dinge in die gemeente, die aspekte van die dinge in die gemeente wat die Here bly maak. Waaroor is dit wat die Here bly sou wees? Watter dinge is dit wat die Here sou aanprys in ons gemeente? Waaroor is dit wat die Here sê, ek is tevrede met hoe Paul Pietersburg hierdie dinge doen? En ek dink dit is verkeerd dat mens wel van tyd tot tyd 'n bestekopname maak, om bietjie te praat oor hierdie dinge, om te sê, maar wat is dit wat ons doen, wat goed is, wat reg is? Ek dink dis die regte ding om baie keer ook 'n bietjie daaroor te praat. Dit gaan nie oor hoogmoedigheid nie, dis om te sê, kom ons konsentreer op die dinge wat reg is. Maar dan sou die brief waarskynlik verder gegaan het. En dan sou ons moes gepraat het oor die waarskuwing van God af. Wat is die dinge wat die Here teleurstel? Wat is die dinge wat ons in ons gemeente doen, wat die Here sou kom veroordeel? Want ons weet mos nou dat hy in meeste gemeentes ook so 'n waarskuwing gerig het. En dan, wat is die oproep wat die Here aan ons gemeente sou maak? Waaroor of waarvan sou ons moes bekeer? Ek het verlede Sondag gesê dat daar 2 briewe in Openbaring is wat die Here net goed oor gepraat het. Die brief aan Smyrna en die brief aan Philadelphia. Ons het verlede week baie gaan kyk na die brief aan Philadelphia en die rede waarom die Here so trots was op hierdie gemeente en wat daarin nie gebeur is. Vandag gaan ons kyk na die enkele gemeente wat die Here niks goeds oor te sê het nie. Maar, en ek dink dit is ook belangrik dat ons dit besef, dat aan die einde los die Here ons nie sonder hoop nie. Selfs al is jy geestelik lou, is daar steeds hoop vir jou. Kom ons lees uit Openbaring 3 vanaf vers 14 tot 22. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie, as julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is,
sodat julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op die troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Geliefdes, as ek kyk na die kerk, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook wêreldwyd, dan het ek 'n baie sterk vermoede dat die meerderheid kerke, veral in die westerse wêreld, eerder ooreenkomste toon met hierdie gemeente in Laodicea as met gemeentes soos Smyrna en Philadelphia, waarna ons verlede week gekyk het. Laodicea was in die jaar 95 na Christus 'n baie belangrike stad. Dit was 'n woonplek van die rykes. In hierdie stad was daar onder andere 'n mediese skool gewees wat bekendheid verwerf het vir die oogsalf wat daar vervaardig is, en mense het van heinde en verre gekom om oogsalf te kom koop daar in Laodicea. Laodicea was ook beroemd gewees vir die pragtigste klere wat hulle van swart wol geweef het. Weelde en rykdom was hier in Laodicea aan die orde van die dag gewees. Daar word vertel dat hierdie stad so ryk was dat hulle geweier het om regeringshulp te aanvaar toe die stad op 'n stadium deur 'n aardbewing vernietig is, daar in die jaar 60 na Christus. Die groot deel van die stad het in mekaar getuimel. Nou dink maar vandag hoe vinnig as daar sê maar 'n vloed kom of daar kom groot brande iewers, hoe vinnig mense van 'n stad of van 'n dorp vra dat die regering moet kom help. Hulle verklaar dit tot 'n rampgebied sodat die regering hulp kan gee om daardie plek weer te herstel. Maar nie Laodicea nie. Hulle kon sonder enige finansiële hulp van Rome hierdie stad weer herbou. En trouwens, nadat die stad herbou is, was dit nog mooier gewees as voor die aardbewing. Hulle kon spog met die grootste amfitheater in die destydse wêreld. Julle kan sien daar op die foto. En die stad is omring met van die mees indrukwekkende mure en stadsingange wat in daardie tyd bestaan het. Maar die probleem is, soos dat dit so dikwels gebeur, dat hierdie rykdom onverwyderlik gelei het tot hoogmoed onder die inwoners van die stad. Maar nog erger, dit het gelei tot hoogmoed, geestelike hoogmoed onder die lidmate van die gemeente. Mens sien dit nog steeds dikwels vandag in kerke waar die sogenaamde health and wealth tipe van teologie verkondig word, dat mense glo, as ek net goed genoeg is in die oë van die Here, dan gaan hy my seën en hy gaan my seën met groot rykdom en met baie besittings. En dit is hoe daai mense in Laodicea gedink het, dat hulle het gedink, omdat hulle so goed is in die oë van die Here, omdat hulle so spesiaal is in die oë van die Here, daarom seën die Here hulle met al die materiële dinge wat hulle besit. In teenstelling met van die ander gemeentes, was dit in Laodicea, dis nie soseer die aanvalle van buitekant af, van die heidene, van die Romeine of van die Jode, soos wat ons verlede week gesien het, wat in Philadelphia die probleem was nie. Dit was eerder hierdie gevoel van tevredenheid wat gemaak het dat hulle weggedryf het van die Here af. Hierdie gevoel van selfvoldaanheid wat hulle beleef het, wat gemaak het dat hulle rug op die Here gedraai het en eintlik dan tot die gemeente se ondergang gelei het. Wat gebeur het, is dat hulle materiële rykdom en hulle geestelike hoogmoed
tot gevolg gehad het dat die gemeente hulle afhanklikheid van God begin prysgee het. Soos wat die stad van Laodicea nie meer vir Rome nodig gehad het om die stad te herbou nie, so het die gemeente van Laodicea begin voel, maar eintlik het ons nie regtig meer vir God nodig nie. Ons kom heeltemal goed op ons eie reg en ons doen die dinge op ons manier, sonder dat ons nodig het om van God afhanklik te wees. Maar wat nog erger is dat hierdie gemeente skynbaar nie eers besef het dat dit is wat besig is om daar te gebeur nie. Hulle het nie besef hoe sleg dit met hulle gaan nie. Ons lees daar in vers 17. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Die woord wat ons hier vanuit die Grieks uit vertaal met beklaanswaardig, is 'n woord wat net op een ander plek in die Bybel voorkom, in die Nuwe Testament. En dit is in 1 Korintiërs 15 vers 19, waar Paulus die mense beskryf wat net vir hierdie huidige lewe hulle hoop op Christus plaas. Hy sê, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Bejammeringswaardig, beklaanswaardig is dieselfde Griekse woord wat daar vertaal word. En dis om hierdie rede, omdat Johannes kan sien hoe dit gaan in die gemeente, omdat hy kan sien dat dit sleg gaan met die mense as gevolg van hulle hoogmoed, hulle geestelike hoogmoed, dat hy hierdie hartseer brief aan hierdie gemeente in Laodicea skryf. Hy het gesien dat die lidmate se harte nie meer warm klop vir die Here nie. En hy het gesien dat hulle besig is om lou te word. Maar nog erger as dit, is die effek wat hierdie gemeente op die Here het. Daar word nie geskryf dat die Here hartseer is oor wat in Laodicea gebeur het nie. Daar word nie geskryf dat die Here kwaad is vir hulle nie. Daar word 'n emosie beskryf wat op geen ander plek in die Bybel aan God toegeskryf word. Net hier in hierdie brief aan Laodicea. Laodicea se gesindheid, lees ons daar, is vir die Here so walglik dat hy dreig om hulle uit sy mond uit te spoeg. Dis asof die Here met respek gesê naar wil word van hierdie mense se hoogmoed en selfvoldaanheid. Beskrywings soos ellendig en beklaanswaardig wat ons daar gelees het, is seker die ergste vorm van hooploosheid wat aan 'n gemeente toegedig kan word. Maar Johannes gaan nog verder. Hy sê vir hulle, ten spyte van hulle materiële voorspoed, is die kerk in Laodicea geestelik arm. En daarom kom moedig hy hierdie gemeente aan om hulle beheptheid met materiële voorspoed te verruil vir geestelike goud. Geestelike goud waarvan al die onsuiverhede deur 'n louteringsproses weggebrand is, sodat slegs die ware produk oorbly, ware geloof, suiwer geloof en ware vertroue op die Here. Dis al wat moet oorbly na daai louteringsproses. So lees ons in die eerste gedeelte van Openbaring 3 vers 18. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. Materiële rykdom gaan tot niet. Geestelike rykdom hou vir ewig. En dit is wat Paulus vir die gemeente wil sê. Vergeet van al hierdie materiële rykdom wat julle het. Kom terug na die Here toe, dat julle weer geestelik ryk kan word by hom. Dan gaan Johannes verder. En hy sê hierdie mense in Laodicea pronk met die mooiste uitrustings wat jy jou aan kan verbeel. Maar in die oë van die Here, sê hy, is hulle geestelik kaal. En dan sê hy vir hulle, in plaas van hierdie pragtige swart ontwerpersklere wat die mense van Laodicea gedra het,
moet die lidmate van die kerk eerder wit klere kom koop. Johannes skryf daar, kom koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. Nou wat is hierdie wit klere? Wit klere is 'n term wat ons op 'n hele paar plekke in Openbaring raakloop. Ons sal weer daarna kyk in die toekoms. Maar dit dui op mense wat deur die bloed van Jesus Christus gewas is, soos ons onder andere in Openbaring 7 vers 14 sien. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. So wat wat Johannes dan hier in Openbaring vir hulle wil sê, is om hulle te bekeer, om ontslae te raak van daai uiterlike swart wolklere, daai pragtige klere wat hulle gedra het, daai klere wat hulle so trots op is, en om hulle eerder te beklee met die wit klere van verlossing, deur dat hulle self opnuut aan God kom toewy. Maar nog steeds is Johannes nie klaar nie. Nou kla hy die gemeente aan, omdat hulle blind is. Ten spyte van die wonderlike oogsalf wat in Laodicea vervaardig is en wat oral verkoop is, sê hy, julle as gelowiges, as lidmate van die kerk, julle is geestelik blind. Dit herinner ons aan Johannes 9, waar Jesus kom en waar hy 'n persoon genees wat blind was. En dan lees ons dat die Fariseërs verskriklik kwaad was daaroor. Eintlik, dit is die rede wat hulle dan besluit volgens Johannes om vir Jesus te kruisig, is omdat hy hierdie blinde man genees het van sy blindheid. En dan praat Jesus met daai Fariseërs en hy sê vir hulle, daai man was blind, maar nou kan hy sien, maar julle is steeds blind, want julle weier om te sien. Julle is geestelik blind. Julle kan nie die werke van God sien nie, julle kan nie in Jesus glo nie, en terwyl julle nie glo nie, gaan julle geestelik blind bly. En nou kan hierdie gemeente in Laodicea loop en spog met hierdie wonderlike oogsalf wat daar vervaardig word. Want daai oogsalf gaan hulle nie 'n tree nader bring aan die Here nie. En daarom beveel Johannes hulle in die laaste gedeelte van vers 18, koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Geliefdes, is duidelik, as ons hierdie brief lees, dat hierdie lidmate in Laodicea ver afgedwaal het, van waar hulle was toe hulle oorspronklik tot bekering gekom het, en oorspronklik daardie gemeente gestig het. Baie ver afgedwaal. Maar, dis nie die einde van die verhaal nie. Die storie hou nie daarop nie. God se deur is nie gesluit nie. Die Here het nog nie opgegee op hierdie mense nie. Dis die wonderlike. Johannes skryf daar in vers 19, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het, laat dit dan vir julle erns wees, en bekeer julle. En dit is God se bedoeling. God se bedoeling bly altyd, dat ons sal bekeer, dat ons sal terugkeer na die Here toe, dat hy nie die deur in ons gesigte wil toemaak nie, maar dat hy juis wil hê, dat ons moet terugkom na hom toe, dat die lidmate van die kerk weer sal leer hoe om God reg te dien. So stel Petrus dit ook duidelik, 2 Petrus 3 vers 9, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. En geliefdes, dit is hoe God is. Dit is God se wese, dit is God se aard, dat hy ons wil red. Hy is voortdurend op soek na mense wat verlore is, sodat hy hulle kan red. Dis mos immers waarvoor Jesus gekom het, om te soek en te red die wat verlore is. Julle ken daai versie. En dit word vir ons bevestig in Openbaring 3 vers 20, een van die mees bekende verse in die Bybel. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Wat 'n wonderlike
gedeelte is hierdie nie in Openbaring nie. Met groot respek gesê, God skop nie deure oop nie. God skop nie die deur oop om by ons in te kom nie. God staan by die deur en hy klop. En hy nooi ons uit om oop te maak, sodat hy kan inkom. Selfs aan hierdie gemeente in Laodicea, wat so ver weggedwaal het van God af, wie se lewenswyse die Here eintlik siek gemaak het, selfs aan hulle word die uitnodiging gerig om die deur vir hom oop te maak, sodat hy saam met hulle 'n feesmaal kan geniet. En dan die wonderlikste belofte in vers 21, indien die mense van Laodicea dan sou kom en hulle tot die Here sou bekeer en het daai deur oopgemaak het, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Die troon is die plek van waar God regeer. Ons gaan, as die Here wil, volgende week bietjie meer daarna kyk. Maar wie aan die Here getrou bly, hulle gaan uiteindelik saam met Christus op daardie troon sit, om saam met Christus en saam met God die Vader te regeer. Wat 'n ongelooflike uitsig, wat 'n ongelooflike uitnodiging, ook aan hierdie gemeente in Laodicea. Maak net die deur oop, dan gaan al hierdie dinge kan waar word. Broer en suster, ek is nie vandag hier om oor jou lewe te oordeel nie. Maar as jy vandag kyk na jou eie lewe, as jy vandag net so 'n bietjie gaan terugdink aan jou eie lewe, waar gaan jy inpas op God se hitteskaal? Warm, koud of lou? Ek het 'n sterk vermoede dat die meeste van ons sou sê, ons is eintlik dalk so 'n bietjie lou. Nou nie regtig koud nie, maar ook daarom nou nie warm nie. Ons is so tussenin. En ek dink dit is natuurlik dat ons so oor onsself dink. Maar broer en suster, eintlik gaan dit nie hier oor hoe warm of hoe koud of hoe lou ek is nie. Dit gaan eintlik nie daaroor dat ek nie heeltemal so warm is soos wat ek graag sou wou wees nie. Dit gaan eintlik hieroor dat daar mense is wat nie wil kies nie. Hulle wil nie vir die Here kies nie, maar hulle wil ook nie teen die Here kies nie. Dit gaan nie daaroor oor hoeveel sonde nog oor is in my lewe nie. Dit gaan eintlik daaroor, wat is ek besig om met my sonde te doen? Want jy sien, baie Christene is bereid om maar net eenvoudig voor te ploeter in hulle sonde. Hulle is vasgevang in een of ander lewenswyse wat hulle voor hulle siel weet, nie tot eer van die Here is nie. Hulle het moontlik alle hoop opgegee dat hulle ooit sal verander. En dan gaan hulle maar net aan. Maar dit mag nie, dit kan nie so aangaan nie. Ons mag eenvoudig nie verlief neem met sonde oor die algemeen en sonde ook in ons eie lewens nie. As ons 'n lewe wil lei waarin God verheerlik word, dan beteken dit, soos wat Johannes dit ook hier skryf, dat ons erns sal maak met hoe ons leef. En dit is waaroor hierdie brief aan Laodicea gaan. Wat maak ek met hierdie sonde in my lewe? En dan sê Laodicea vir ons, daar's hoop. Moenie hoop opgee nie. Is dit dalk waar jy jouself bevind? Hoor dan die belofte van die Here. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom fees vier en hy saam met my. Dalk wil die Here nie vanoggend so seer aan jou deur kom klop om vir jou te sê, maak oop, ek wil in jou lewe inkom vir die eerste keer nie. Ek glo nie, dit is vir die meeste van ons in elk geval waar ons onsself bevind nie.
Maar dalk wil die Here vandag opnuut weer aan jou deur kom klop en vir jou sê, maar wil jy nie weer vir my toelaat om weer 'n keer inspraak te hê in jou lewe nie? Wil jy nie asseblief oopmaak dat ek vir jou kan help dat jou lewe reg geleef word nie? Wil jy nie daai louerige geestelike lewe vaarwel toeroep en dan begin om saam met God 'n pad te loop wat van jou geestelike lewe 'n avontuur sal maak nie? Hoe lyk dit? Sien jy kans daarvoor? Amen. Here, dankie dat ons ook uit hierdie brief, wat aanvanklik eintlik maar dui op hooploosheid, die versekering kry dat dit nie die einde van die verhaal is nie. Dankie Here dat U nog nie met ons moed opgegee het nie. Here, U ken ons diepste geheime. U ken die plekke waar ons al geval het in ons lewe. U ken ook miskien waar ons op hierdie oomblik sit in ons geestelike lewens. Miskien iemand wat hier sit, wat voel, maar ek sien nie kans vir die pad vorentoe nie. Dankie Here dat U aanhou klop. Help vir ons om oop te maak, dat U kan inkom, dat ons saam met U by die feesmaal kan aansit. Ons bid dit in U naam. Amen.